Skalkselje, bestuurende direkteur van die ATKV Sake. Baie dankie dat ek nou vanoggend met jou kan gesels. Ek het nou verlede jaar toe ek met jou gesels het, jou geluk gewens met 'n goeie gradering op booking.com. Daai gradering is nog steeds uitstekend. Wat is dit wat maak dat gaste na ATKV oor toe wil terugkeer? Ek dink ons probeer onsself posisioneer in die mark as 'n bestemming van voorkeur. En ons kyk na die totale gesin as 'n wegbreek vakansieoord. En ons probeer so ver as moontlik, jy weet, aan elkeen iets bied, jy weet, deur ons vermaakprogramme ensovoort. So ek dink en ons het vanjaar ons ietsie bygebring. Ons het baie sterk fokus op kos. Jy weet, kos trek mense. Jy weet, en as ou lekker eet, jy weet, ensovoorts. En ek hoop julle het al lekker gekuier hier terwyl julle net van 'n baie lekker ontbyt af, dit was wonderlik. So ek dink om jou vraag te antwoord, is ons voorkeur tuiste ten opsigte van laat ons die belange aanspreek van mense, laat ons die behoeftes aanspreek, en ek dink tog wil ek ook dink dat ons bekostigbaar is. Jy weet, as 'n mens gaan kyk na die samestelling van ons tariefstruktuur, dan bied ons aan die grootste deel van die ekonomiese mark daar buitekant iets van 4 ster tot 2 ster, jy weet, graderings. So ek dink enige een kan bekostig om by ATKV oor vakansie te hou. Ja, definitief. En nou is ons by die kultuurkuier, hier is 350 gaste hier, min of meer, dalk seker meer as dit. Ja. Wat beteken hierdie 350 gaste wat elke jaar na oor toe kom? Wat beteken dit vir 'n oord? Hulle is bemarkers vir ons. Hulle gaan terug, jy weet, almal van hulle gaan terug na waar hulle ook vandaan kom. Ek meen, hulle kom van reg oor die land. En as hulle die boodskap kan gaan uitdra ten opsigte van die wow ervaring wat hulle gehad het by Godini, jy weet, en na die oorde naaste aan hulle toe gaan, dan bied dit vir ons 'n taamlike tipe van blootstelling. Jy weet, so dit is maar daai bemarkingswaarde wat hulle vir ons het, wat ou nie gering moet skat nie. Sonder twyfel, en ons is nou hier by Godini en daar was nou redelik onlangs brande teen die Slanghoekberg gewees. Wat is julle plan? Hoe werk julle met brandbestryding? Is dit iets wat julle gedurig in gedagte moet hou hierso? Ja, ons dit en vloede. Ek meen die twee groot kopsere wat ou kry is brande en vloede. Wat ons ook hier gekry het teen die middel van laas jaar, met die vorige winter. Het dit taamlik gereën hierso en het ons taamlik 'n waterskade gehad. Dis nie 'n ding wat 'n oord alleen kan doen nie. Jy moet maar saam met die gemeenskap werk. En ek meen, en ons werk saam met die provinsiale tipe van instansies wat daarmee betrokke is ensovoorts. Wees deel daarvan, wees deel van die boeregemeenskap. Sekuriteit en daai tipe van goeders hardloop maar hand aan hand. Jy weet, so ons val maar in by die netwerke wat in die plaaslike omgewing gestig is en wat bestaan. En ons neem ten volle daaraan deel, want ek meen, as daar iets op 'n plaas gebeur, 'n brand ensovoorts, gaan help ons ook daar. Jy weet, en as hulle hiernatoe kom, jy weet, dan kom help hulle hierso. So ja, ons dis 'n netwerk wat gevestig is by al ons oorde, bestaande. En ons neem net deel daaraan, want jy kan dit nie alleen bestry nie. Nou, dit lyk daarom nog steeds baie mooi so by Godini. Wat maak Godini vir jou uniek? Wel, is seker waar hy geleë is, né? Die berge. Ek meen, die berge bring 'n bekoring. As 'n mens, ek het nou vanoggend daar vroeg op die stoep gestaan. Die son was nou nog nie op nie, maar ek meen hy het al so 'n bietjie sy kleure begin wys ensovoorts. En dit is net ongelooflik as ou sien die skakering wat verander van kleur. Jy weet, soos wat dit meer lig raak en helderder raak. Jy weet, hoe verander die kleure van die berge ensovoorts. En ek kan my altyd verkyk daarna. Jy weet, en ek dink dit is waar hy geleë is. Dis in die wynlande, dit is 'n rustige atmosfeer, dis 'n mooi atmosfeer, dis 'n kleurvolle atmosfeer wat dit skep ensovoorts, en ek dink dit is dis wat Godini uniek maak. Ek stem 100% saam. Baie dankie vir jou tyd, Skalk. Waardeer dit. Geniet die res van die kultuurkuier, of sterkte daarmee ook. Baie dankie. Dankie.